Goeiemôre, môre almal. Asai, môre daar agter ook vir julle. Baie welkom by vanoggend se erediens. Wat 'n voorreg wat ons het om weer bymekaar te kan kom en saam in die naam van die Here te kan loof en te kan prys. En as 'n geloofsgemeenskap saam te groei en saam te bou. So kom ons staan op en ons sing die eerste liedjie. Sterke leeu van Juda, Jesus, die vlekkelose lam, Jesus, oorwinnaar oor die dood, Jesus, U is oneindig groot, U is vir ewig, U is vir altyd, en ek weet U is ook vir my. Word verhoog deur al die lof wat juig in my. Kom verander, kom vernuwe, weer die passie binne my. Jesus, gaan alles net oor U. Jesus, sterke leeu van Juda, Jesus, die vlekkelose lam, Jesus, oorwinnaar oor die dood, Jesus, U is oneindig groot, U is vir ewig, U is vir altyd, en ek weet U is ook vir my. Word verheerlik, word verhoog deur al die lof wat juig in my. Kom verander, kom vernuwe, weer die passie binne my. Jesus, gaan alles net oor U. Kom maar sit. Dankie vir die tegniese span wat ons tegniese issue gou-gou uitgesorteer het. Julle is oulik, hoor. Goed. Asai, goeiemôre julle almal. Ek wil net die eerste afkondiging gaan ek maak en dan gaan Sorika weer oorneem. Laas week het ons nou die verkiesing gehad van die nuwe gemeenteraad. So julle sien nou daar's die name wat julle gekies het. En ons is baie bly en opgewonde daaroor. So wie gekies het is David Hisselman, oom François Buys, Jacques Pietersen, Levon Pretorius en dan Sorika Pietersen. So daar is 'n week waar as julle al hierdie mense wat gekies is, as jy nie wil deel wees van die gemeenteraad, het jy 'n week om 'n e-mail te stuur en net sê jy wil nie deel wees nie. En dan het die res van die mense het ook dan 'n week tyd ook as jy ook enige iets wil e-mail oor hierdie mense, enige beswaar of enigiets. Maar daar is julle nuwe gemeenteraad. So baie geluk. Kom ons klap vir hulle hande.
Okay, goeiemôre almal. Dit is ek moet nie net die ding trek nie, sorry. Baie lekker om julle almal te sien. Ek het nou net so 'n fluister in my oor gekry dat daar 'n hele klomp liewe mense is. So net kom ons gaan net gou 'n paar goedjies. Die badkamers is net hier bo op by die trappe. Daar waar ons gaan lekker tee en kuier na die tyd. En dan al die kindertjies en die kinderdiens is as ons sê die kindertjies gaan nou lekker op hulle hop deur Jesus se storie, dan gaan ons almal by hierdie deur uitgaan en dan kan julle julle juffrouentjies daar gaan sien. So dit is vir die nuwe mense. En dan as julle nog nie deel is van ons ACK WhatsApp groepie vir die inligting nie, stuur vir my jou nommer deur of sê net vir my ek is nog nie daarop nie, want ons het die volgende paar weke baie lekker goed wat deurkom en ek wil nie julle moet uitmis nie. So kom sê asseblief vir my. So dan gaan die eerste afkondiging wat ons het is vir die dames. Die 10de Mei het ons grimeerklasse, daar's 2 sessies en ek dink daar's nog 1 plekkie oop. Is Elmarie? So 9 plekke oor. Okay, daar's nog 9 plekkies oop. Okay, so daar is nog plek vir jou om te kom. Bring jou vriendin, bring jou ma, bring jou skoonma, bring almal, bring die mense by jou werk en dan gaan ons lekker saam kuier. Ek is sommer opgewonde want 'n mens verval so in 'n ritme en 'n roetine. Dis partykeer goed dat iemand jou so 'n bietjie opjoes. So kom kuier lekker saam met ons die 10de. Dan die volgende ding wat ek nou wil sê is ons is verskriklik opgewonde oor volgende week se gebeurtenisse wat gaan gebeur. Dis Paasnaweek en ons het soveel lekker dinge beplan vir Paasnaweek om hierdie baie spesiale oomblik te vier en daaroor te leer en daaroor te bid en saam as Christene bymekaar te kom. Vrydag het ons 'n diens hierso, dis 'n baie kort eenvoudige diens, maar ek wil hê julle moet almal kom, want dit stel ons net op vir die naweek wat kom, sodat ons gees reg het vir waaroor dit eintlik gaan in Paasnaweek. So ons diens begin 8:00 die oggend. 8:00 die oggend hierso by Kingsway. So ons wil vir julle sê as julle hier kom watter saaltjie ons ingaan, maar 8:00 Vrydagoggend is ons eerste goeie Vrydagdiens. En dan het ons Sondag ons opstandings Sondagdiens. Maar saam met dit gaan ons 'n baie spesiale nagmaal hê en dan ook daarna gaan ons lekker saam kuier en met 'n gemeenteete. So ek wil graag hê julle moet asseblief saam met ons daai dag kom join. Dit gaan baie spesiaal wees en dit gaan so lekker wees om net as 'n gemeente vir die eerste keer lekker saam te kuier en te gesels om 'n lekker ete na die tyd. Ek gaan 'n poll uitsit op die groepie. Net om getalle te bevestig, kan jy net vir my laat weet wie kom en hoeveel kom. Dat ek net kan seker maak ons het genoeg kos vir almal. En dat daar nie enige iemand is wat honger huis toe gaan nie. Dan gaan ek ook dalk vra vir van die dames en van die manne om te kom 'n bietjie help met die voorbereiding van die kos, maar julle sal ook daai WhatsAppies kry. So asseblief kom join ons vir ons nagmaalsdiens en ons gemeenteete. Dit gaan baie spesiaal wees. En dan vir die 27ste April gaan die teenies en die tinies hulle movie day hê. Hierso so bring jou kombers, bring jou maatjie, bring jou soft toy en dan kom movie julle saam met ons as gedurende die diens. En hulle gaan die Superboek series kyk. So dit gaan baie awesome wees. Ons sien baie uit om die kinders soontoe te bring. Dan terwyl ons op die kinders is, volgende week is die kinders en almal saam met ons in die diens. So hulle gaan deel wees van hierdie spesiale Paasnaweek verrigtinge. En die week daarna gaan die tieners saam met ons in die diens wees en dan is daar ook nou nie die tinies en tweenies nie, hulle gaan dan die fliek kyk op die 27ste. En dan het die skool weer begin, dan is ons weer terug in ons normale roetine. Okay, so dis vir die volgende 2 weke. Goed, nou kom ons by die volgende dinge wat na in ons hart lê. Dit lê na ons gebedsversoeke, die mense wat ons help dra deur hulle moeilike tye. Almal van julle ken nou al van Malinka Visser, met al gediagnoseerde breinkanker. Ek wil net sê sy het nou begin met behandeling. Sy is maar siek van die behandeling. Dit takel maar mense liggaam af. So vir so 'n klein dogtertjie is dit swaar. Vir so 'n gesin is dit swaar om so 'n dogtertjie deur dit te sien gaan, want jy kan niks doen nie. So ons bid en ons dra daai familie absoluut op. Hulle gaan deur 'n baie moeilike tyd. Dan vir Liam Olivier het ons 'n update gekry oor hom. Hy het die Crab disease, hy's nou net gebore. Hulle het geen behandeling vir sy siekte nie, maar hulle gee nou vir hom spierverslapper inspuitings
en ook hoë dosisse morfiem net om die pyn weg te hou. So dit is hoe hulle hom nou net onderhou. So ons dra weer eens vir Liam net op in die Here. En dan wil ek graag hê ons moet bid vir Paasnaweek. Ons wil bid dat die Here se doel wat hy wil hê vir die Paasnaweek moet uitkom. Dat die mense sal weet, dit gaan nie net oor eiers en hase nie. Dit is nie waaroor dit gaan nie, dit gaan oor ons Here Jesus. En ons bid dat die Paasnaweek tot sy reg sal kom vir waarvoor dit regtig is. En dat ook die verrigtinge wat ons het vir volgende naweek net mooi in plek sal val. Want dan, ons weet ons Here is in beheer, dan weet ons dit. Dankbaarheid wil ek net ook sê dankie vir John Ray Botha se gebede en ook vir Wimpie van der Merwe. John Ray is terug skool toe, so hy kan nou weer tussen sy maatjies wees met sy operasie en sy femur wat nou geherstel is. En dan Wimpie van der Merwe bid ons nog steeds. Hy is nog nie terug in Suid-Afrika nie, maar hy is okay. En dit is vir ons dankbaar dat die Here se hand wel oor hierdie mense is en ons weet die Here werk. Nou is dit tyd vir ons offergawes en Jock en Annika sal vir ons die offergawes opneem. Goeiemôre almal. Ek wil net sê baie dankie vir almal se bydrae. Elke bietjie help. Ek het nou gedink dit voel amper soos wanneer jy begin oefen. Jy weet jy dink al eerste 2 kilos draf gaan niks help en daai eerste 3 kilos, maar as jy dit gereeld doen vir 'n lang tyd, elke bietjie tel op. En dis dieselfde waar ons op die oomblik is met 'n jong gemeente. Al die $5 word gou-gou $100 en al die $100 word gou-gou 1000. So baie dankie. Kom ons sluit die oë. Hemelse Vader, dankie vir die wonderlike geleentheid om hier te wees. Dankie vir die kollekte wat ons kan inneem en ons sit dit by u voete, want ons loof en prys u naam en ons weet ons gaan dit reg aanwend want u gaan ons lei daardeur. Amen. Ek wil vir ons 'n baie bekende vers lees in die Bybel, baie bekend. Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En daarmee groet die Here ons vanoggend. Julle moet weet, die Here Jesus is hier vanoggend. Die Heilige Gees is hier vanoggend. Die Here Jesus is lief vir julle elkeen. En die Here verwelkom elkeen van julle vanoggend. Wees gegroet in die groot en almagtige naam van die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons staan en sing ons lekker saam. Majesteit, glansryke heerlikheid, ons vir Jesus die
troon, tot waar ons woon, ons wil hom prys. Kom ons loof, kom ons besing, die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid, die Here ons God. Majesteit, heilige heerlikheid, hy het gesterf, ons sal verwerf, hy het oorwin. Majesty, worship his majesty. Unto Jesus be all glory, honor, and praise. Majesty, kingdom, authority, flows from his throne unto his own, his anthem raise. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify, Christ Jesus the King. Majesty, worship his majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in u skadu bly. Gee dat elke aardse vreugde en vrees eindelijk nietig word vir my. Elke afdraaipaadjie ken ek. Elke keer het ek gedwaal. Elke keer het u my iewers kom haal. Maak dit hier die laaste maal. Lord, I come into your holy place, standing on of your cleansing grace. Who am I that you would care for me? I glorify the one
Let your name be lifted up and glorified. To your hands I commit my life, day by day as a living sacrifice. Who am I that you would care for me? I glorify the one who died for me. Die kinders kan vandag na julle klasse toe. As hy kom, ons maak ons oë toe. Here, ons wil sommer eerstens bid vir Liam Olivier, vir Malinke Visser, vir Jandre Botha en vir Wimpie van der Merwe, Here Jesus. Ons lig hulle op, Here Jesus. Ons plaas hulle voor u troon by u voete, almagtige God. Asseblief, Here Jesus, soos wat die Bybel die voorbeeld gebruik van 'n intercessor, Here Jesus. Iemand wat tussen staan, tussen hierdie mense en God, wat voorspraak maak, wat bid namens hierdie mense, Here. Bid ons vanoggend namens hierdie 4 mense, Here. Here, ek wil ook bid vir die boodskap vanoggend, almagtige God. Here, ek weet, u is hier vanoggend. Ons kan die teenwoordigheid voel tussen ons, almagtige God. Dit voel en dit is heilige grond. Here, en ons wil vir u verwelkom, Vader, Seun en Heilige Gees. U is al klaar hier, maar ons wil die woorde sê, welkom by ons, almagtige God. Welkom, Jesus Christus, welkom, Heilige Gees. Here, werk asseblief met ons harte vanoggend, Here. Werk met ons gedagtes, almagtige God. Laat ons gedagtes en ons dade in lyn kom met u. Ek bid ook vir die kindertjies, waar hulle lesse gaan kry, dat jy ook vir hulle met hulle sal praat en met hulle harte ook sal werk, Here Jesus. Here, ek begin vandag se erediens in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. So vandag se boodskap is, God roep jou om heilig te wees.
En die skriflesing is 2 Korintiërs 6 vers 14 tot 2 Korintiërs 7 vers 1. Ek gaan vir ons lees. Moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Hoe kan daar vennootskap wees tussen reg en onreg? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis? Hoe kan daar eensstemmigheid wees tussen Christus en Belial? Hoe kan 'n gelowige dieselfde belange hê as 'n ongelowige? Hoe kan 'n ooreenkoms tot stand kom tussen die tempel van God en afgode? Ons is immers die tempel van die lewende God. Dit is soos God gesê het, ek sal onder hulle woon en wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees. Daarom, gaan weg van hulle af, en sonder julle af, sê die Here, en moenie wat onrein is aanraak nie, dan sal ek julle aanneem, en ek sal julle Vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, sê die Here, die Almagtige. En dan 2 Korintiërs 7 vers 1, geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons dan reinig van alles wat liggaam en gees verontreinig en ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewy. So om julle so 'n bietjie agtergrond gee van hierdie skrifgedeelte, ek weet nie of julle dit al ooit gelees het nie, maar dit is baie interessant. Om julle so 'n bietjie agtergrond te gee is, in vandag se skrifgedeelte sien ons waar Paulus 'n brief skryf vir die Christene in Korinte. So in hierdie brief praat Paulus baie reguit met die gemeente. Mens kan amper sê Paulus draai nie doekies om nie. En Paulus maak 'n baie duidelike onderskeid tussen gelowiges en ongelowiges en die dade van die ongelowiges of die ongereddes. En dan sien ons waar Paulus sê, dis 'n oproep, dis absolute oproep vir elke persoon om heilig te word, 'n oproep van God af. So ek wil vanoggend gaan stilstaan by 'n paar punte. Ek wil eerstens stilstaan waar Paulus 'n onderskeid maak tussen gelowiges en ongelowiges. En dan wil ek by 'n baie interessante, dalk 'n baie onpopulêre punt gaan bystaan. Ek wil gaan staan by 'n afgewaterde Christendom. En dan laastens wil ek gaan stilstaan by die oproep om heilig te word. Ek weet nie of julle al iets gesien het daaroor op die TV of op social media van die suiweringsproses, of dalk ken jy dit, die suiweringsproses van goud in die Bybelse tyd nie. Ek weet nie of jy al iets gehoor het daarvan nie. Maar hoe dit werk is, die suiweringsproses van goud in die Bybelse tyd is, die persoon of persone sal goud, onverwerkte goud vat, na 'n goudverwerker toe, na 'n raffinaderry, so 'n groot woord daai, 'n raffinaderry, waar die goudverwerker dan met die goud begin werk. So daar sal 'n klein oontjie wees, of 'n groter oond wees, en hy sal die onverwerkte goud in die oond gooi, in die pot gooi. Dan sal hy vuur maak onder die pot, totdat die vuur naderhand warm, baie warm is. En na 'n hele ruk, dan kom kyk die goudverwerker binne in die pot. Dan sien hy die goud begin nou smelt, maar hy doen nog niks. Dan stap hy weg. En na 'n hele ruk, dan kom kyk die goudverwerker weer. Dan kyk hy binne in die pot in, dan sien hy die goud begin al hoe meer smelt. Dan sit hy nog hout onderin, hy maak hy vuur nog warmer en nog warmer. Dan stap hy weg. En na 'n hele ruk, dan kom die goudverwerker weer. Dan kyk hy binne in die pot in, dan sien hy die goud het nou al gesmelt. Maar hy kyk rond, hy soek vir iets. Maar hy sien nie daar iets in die goud nie. Dan stap hy weer weg. Hier is 'n baie tydsame proses, die suiweringsproses van goud. En na 'n hele ruk, dan kom kyk die goudverwerker weer na die goud wat smelt binne in die pot. En dan sien hy iets. Dan sien hy daar is 'n onsuiwer metaal of materiaal wat opgekom het boontoe. Daai materiaal is onsuiwer, is nie deel van goud nie. Dan vat hy 'n lepel of so 'n groot lepel met 'n lang steel, dan skep hy daai onsuiwer
hede skep hy weg van die bokant van die goud af. Maar dan is dit nie klaar nie. Die goudverwerker stap dan weg. En na 'n hele ruk, dan kom kyk hy weer binne in die pot. Dan sien hy daar weer onsuiverhede of ander metale opgekom na boontoe. Dan skep hy dit uit. Maar dan is dit nie klaar nie. En so hou die proses aan. Hy maak die vuur al hoe warmer en hy hou aan om te kyk vir wat se onsuiverhede kom uit by die goud uit. Dit is 'n baie tydsame proses. En dit is 'n absolute essensiële proses. Dit is 'n noodsaaklike proses vir goud om suiwer te word. Die goudverwerker wil graag hê die goud moet 100% suiwer word. En daarom, dis is 'n voorbeeld vir elke kind van God vandag. Want dit is 'n voorbeeld. Want vandag se boodskap is God roep jou om heilig te word. So in vandag se skrifgedeelte sien ons waar Paulus maak 'n onderskeid tussen die gelowiges en die ongelowiges. Ek gaan vir ons weer lees 5:14, 15 en 16. Waar Paulus sê, moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Hoe kan daar vennootskap wees tussen reg en onreg? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis? Hoe kan daar eensstemmigheid wees tussen Christus en Belial? Hoe kan 'n gelowige dieselfde belange hê as 'n ongelowige? Hoe kan 'n ooreenkoms tot stand kom tussen die tempel van God en afgode? Ons is immers die tempel van die lewende God. Sê Paulus, die Bybel sê Paulus vermaan die gemeente van Korinthe is amper waarsku. Dis amper 'n vorm van, in Engels sê hulle gebruik die woord urge. Is amper waarsku. Hy waarsku die gemeente in Korinthe om hulle geloof ernstig te vat. En dis waar Paulus 5 vra vir die gemeente. Hy vra, die eerste vraag is, Paulus vra, hoe kan daar vennootskap wees tussen reg en onreg? So onreg is wanneer die verkeerde ding gebeur. Wanneer die verkeerde ding by die werk gebeur of by die huis gebeur waar niemand sien nie. Wanneer mense sien. So wanneer die verkeerde ding gebeur. So hoe kan 'n kind van God deel hê aan sulke dinge? Hoe kan 'n gelowige deel hê aan onreg? Hoe kan 'n kind van God deel hê aan mishandeling van mense? Verkrachting, ontvoering van kinders of volwassenes? Hoe kan 'n kind van God deel hê aan wanneer iemand geboelie word? Of wanneer iemand ingedoen word? Of deel hê aan vuisgevegte? Daar is baie voorbeelde. Hoe kan 'n kind van God deel hê aan vuisgevegte of om ander mense af te kraak? Dan vra Paulus die tweede vraag. Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis? Gemeenskap is, mens kan ook sê, vriendskap. Hoe kan 'n kind van God vriendskap hê met die dinge van die duisternis? Dit kan mos nie wees nie. Hoe kan 'n kind van God vriende wees met mense wat lief is vir sonde? Dit kan mos nie wees nie. Hoe kan 'n kind van God vriende wees met iemand wat verkeerd seksueel optree, dronk word, vloek, met vuiste beklei? Ensovoorts. Ek het nie eens gesien, hy het afgeval nie. 'n kind van God kan nie vriendskap hê met die dinge van die duisternis nie. Dit kan nie. Ja, miskien jy net gou vir my vinnig help. Dan vra Paulus die derde vraag. Dan sê hy, hoe kan daar eensstemmigheid wees tussen Christus
en Belial. So as jy nog wonder, hier maak Paulus dit baie duidelik, dat daar 'n verskil is tussen gelowiges en ongelowiges. Belial is natuurlik 'n ander naam vir die duiwel. So hoe kan daar ooreenstemming wees tussen Jesus en die duiwel? Dit kan mos nie wees nie. Daar kan eenvoudig nie eensstemmigheid wees nie. Hoe kan 'n kind van die lig lief wees vir die dinge van die donker? Kan mos nie wees nie. Hoe kan 'n kind van God lief wees vir verkeerde dinge? 'n Kind van God kan nie gemaklik wees met sonde nie. Kom ek sê vir julle vandag vir julle reguit. 'n Kind van God kan nie gemaklik lewe met sonde nie. Daai sonde gaan jou aanhou pla tot jy bekeer daaroor. As jy gemaklik is met 'n sonde of met 'n sondige leefstyl, dan is daar 'n probleem, my vriend. Dit is nie hoe dit moet wees nie. Dan is daar 'n probleem. Paulus vra dan die 4de vraag. Hoe kan 'n gelowige dieselfde belange hê as 'n ongelowige? Met 'n ongelowige, dis iemand wat nog nie tot bekering gekom het nie. Of dalk moontlik weier hy om tot bekering te kom. Hy het dalk nog net nie heeltemal tot geloof gekom nie. Paulus vra, hoe kan 'n kind van God dieselfde belange hê as 'n ongelowige? Hoe kan 'n kind van God van dieselfde dinge hou as iemand wat teen God is? Kom ons kyk. Hoe lyk die belange van 'n ongeredde mens? Baie interessant en is noodsaaklik om dit te hoor. En is baie onpopulêr, maar ek gaan vir julle sê, 'n ongeredde mens word gereeld dronk. Julle sal baie keer hoor waar die persoon sê, vandag gaan ons drink dat ons val. Dit is 'n ongeredde, teken van 'n ongeredde mens. Of hy sal vloek soos 'n matroos. Die vloekwoorde vloei sommer so oor sy lippe. Elke tweede woord is 'n vloekwoord. Dis tekens van ongeredde mense. Sy fokus is op die eie ek. Sy fokus is nie op die Here nie. Jy sal hoor, hy sal nooit praat oor die Here nie. Sy fokus is op die eie ek. Hy het net belange by homself. Hy het geen belange by God nie. Hy doen net wat hy wil, hy sê net wat hy wil, sy fokus is op geld, rykdom. Hy lewe net vir homself. Sulke mense het ook baie dikwels seks voor die huwelik en selfs buite egtelik. Hierdie persoon het nie regtig 'n begeerte vir God nie. Nie regtig nie. Kom baie min kerk toe. Baie min. Selfs daar's eintlik selfs geen begeerte vir Bybel lees of bid nie. Selfs nie vir kerk nie. Dis 'n ongeredde mens. Hulle sê volgens die Bybel 'n ongeredde mens rebelleer teen God. Dis amper as ek daai woord hoor van rebelleer, dan kry ek baie keer daai prentjie van soos wanneer die polisie 'n krimineel jaag. Die krimineel hardloop weg vir die polisie. Hy kruip weg. Hy rebelleer teen die staat. Hy rebelleer teen die wette. Hy rebelleer teen die polisie. Nou 'n ongeredde mens rebelleer teen God. Hy wil niks hoor van die waarheid nie. Hy wil nie die waarheid hoor nie. Inteendeel, die waarheid, soos hulle in Engels sê, offend him. Dit offend hom. As jy begin praat oor God, dan sal jy sien hy raak stil, want hy ken nie vir God nie. Hy kan oor alles anders praat. Hy kan praat oor visvang, hy kan praat oor jag, hy kan praat oor alles. Maar hy kan nie saam praat oor God nie, want hy ken nie vir God nie. Hy is 'n ongelowige, hy is ongered. Nou, hoe kan 'n kind van God dieselfde belange hê as so iemand? Dit kan mos nie wees nie. Dan vra Paulus die 5de vraag. Hoe kan 'n ooreenkoms tot stand kom tussen die tempel van God en afgode? So Paulus gebruik die voorbeeld van die tempel van God, waar God se teenwoordigheid heers binne in die tempel. Nou, hoe kan daar 'n afgod ook in dieselfde vertrek wees? Dit kan mos nie wees nie. Dis mos onmoontlik.
So wat is afgode in vandag se tyd? Dalk dink julle afgode was iets van die verlede, 1000, 2000, 3000 jaar terug. Maar ons het afgode vandag. In die moderne jaar van 2025 het ons afgode. Jou kar kan 'n afgod wees. As jy verskriklik baie aandag gee aan jou kar, en jou kar is alwaar jy dink, kan jou kar 'n afgod wees. Jou afgod kan jou vrou wees. As jy jou vrou op 'n baie hoë pedestal sit, jy gee jou hoog al baie hoog, dit kan 'n afgod, dit grens aan afgod. Dit kan jy wees. Jy kan jouself verafgod. Dit is hoekom hoogmoed is 'n groot probleem. Mens moet wyk van hoogmoed af. Julle weet selfs sportshelde, al die Hollywood sterre, dit is om iemand te verafgod, nê? Jou foon, kan jou foon wees. Jou foon kan 'n afgod wees. Julle weet, dis nie eers te sê dat jy iets dalk nie eers verkeerd kyk op jou foon nie. Dalk is jy iemand wat glad nie iets verkeerd kyk op jou foon nie. Maar jou foon kan wel 'n ketting wees. Jy kan wel verslaaf wees net om heeltyd te scroll. So daai is dalk 'n ketting wat 'n mens moet breek. Want die Here Jesus wil hê jy moet vry wees van alles. Skoon wees van alles. Van alle kettings. Dit kan jou werk wees. Weet as jou werk al is waaraan jy dink, is dit alles waar jou fokus is, kan dit 'n probleem wees. Dit grens aan afgod. God roep jou om heilig te word. Paulus sê hierdie afgode is die dinge van die ongelowiges. Ons moet skeiding maak met dit. Die mense wat nog nie bekeer het nie, dis hulle wat hierdie leefstyl lewe. My vriend, hoor jy God se roeping vandag om heilig te word? Hoor jy God se roeping? Weet julle vandag, ek weet nie wanneer het dit ontstaan nie. Ek self nie seker wanneer het dit ontstaan nie. Maar vandag bestaan daar 'n afgewaterde Christendom in die wêreld tussen ons. Ek vermoed dit was maar eintlik maar nog altyd so in die geskiedenis gewees. Nog altyd moes daar 'n prediker gestuur word na 'n dorp toe. Dan moes hy preek en dat die mense tot bekering kom, want hulle het hulle Christendom afgewater. Dit was eintlik maar nog altyd daar gewees. Maar in die begin was dit nie so gewees nie. En vandag bestaan daar weer 'n afgewaterde Christendom tussen ons. Ek lees vir ons vers 16, 17 en 18, waar die Here sê, ons is immers die tempel van die lewende God. Dit is soos God gesê het, ek sal onder hulle woon en wandel, en ek sal hulle God wees, en hulle sal my volk wees. Daarom, gaan van hulle af weg, en sonder julle af, sê die Here, en moenie wat onrein is, aanraak nie. Dan sal ek julle aanneem, en ek sal vir julle 'n vader wees, en julle sal vir my seuns en dogters wees, sê die Here, die Almagtige. Hoor julle dit? Kyk wat sê vers 17 en 18. God sê, gaan weg van hulle af. Gaan weg van daai sondaars met hulle verkeerde dinge af. Sonder jou af vir God. Sonder julle af, sê die Here. Hier maak God dit baie, baie duidelik. Hy wil nie hê sy kinders moet deel wees van verkeerde mense en verkeerde dinge nie. God wil hê jy moet afgesonder word spesiaal vir hom. Soos ek gesê het, ek dink in die begin was dit nie so gewees nie. Jesus se volgelinge het hom met hulle hele hart gevolg. Hulle het 100% vir Jesus gelewe. Maar vandag bestaan daar 'n afgewaterde Christendom tussen ons. Dis amper asof daar twee groepe is van Christene. Dis amper asof daar twee groepe is van Christene. Die een groep vat Jesus baie ernstig. Baie, baie ernstig.
Maar die ander groep vat nie van God ernstig nie. Die ander groep is 'n afgewaterde groep van Christene, waar mense dink dit is oukei om dronk te wees die Saterdag. En dan Sondag gaan stap hulle in die kerk en asof daar niks fout is nie. Niks fout is nie. Inteendeel, hulle voel nie eers sleg daaroor nie. Inteendeel, hulle sal nog breek by hulle vriende dat hulle die vorige dag dronk was. Dit is hoe afgewater dit is. Hulle breek oor hulle sondes. Waar is die fear of God? Waar is die respek vir God? So ek gee vir julle vandag 'n baie diep, baie onpopulêre boodskap. Daar is mense wat dink dit is oukei om seks te hê voor die huwelik. As Christene wat dit dink. As Christene wat dink dis oukei om seks te hê buite die huwelik. Dan stap hulle in die kerk in asof daar geen fout is nie. Geen fout. Hoe kan dit wees? Dit kan mos nie wees nie. Dis 'n afgewaterde Christendom. As hulle jonger is, sal hulle nog breek by hulle vriende, laat hulle rondslaap. Hulle breek oor hulle sonde. Dit wys julle hoe afgewater is hulle Christendom. Daar is mense wat glo, jy kan maar deel wees aan die wêreld se donkerte, solank jy net glo in God. Hulle glo jy kan maar doen net wat jy wil, solank jy net glo in God. Dis wat hulle heeltyd vir mekaar sê, solank jy net glo in God, jy kan maar die sonde doen net wat jy wil. Solank jy net glo in God. Dis 'n afgewaterde Christendom. As mense wat glo jy kan maar 'n dubbele lewe lei. Hulle glo jy kan maar op die draad sit. Julle weet mos wat beteken 'n draadsitter, nê? Nee? Hy wil nie die een kant kies nie, maar hy kies ook nie die ander kant nie. Hy sit maar so eintlik op die draad. Eintlik het hy nog nie 'n besluit gemaak nie. Hy lewe in sonde, maar hy het nog nie vir God gekies nie. Hy weet nog nie mooi waar hy staan met God nie. Dis 'n draadsitter. Maar solank hy glo in God, nee, is 'n afgewaterde Christendom wat bestaan vandag. Kom ek sê vir julle vandag 'n Bybelse waarheid. 'n Kind van God lyk totaal anders as die wêreld. Totaal anders. Ek kan nog onthou, toe ek nog jonger was, nog voor ek my hart vir die Here gegee het ek geweet, daar is Christene wat die Here baie ernstig vat. Ek het dit geweet. Ek het hulle gesien. Ek het geweet, daai Christene, hulle vat die Here baie ernstig. En voordat ek gered was, het ek geweet, ek is nie een van hulle gewees nie. Ek het dit geweet. Daarom weet ek, daar is twee groepe. Kan ek vir julle 'n groot ding sê vandag? As jy lewe presies soos 'n ongelowige, as jou dade dieselfde is as die van die wêreld, dan is daar 'n probleem, my vriend. Dit is nie hoe dit moet wees nie. Daar is 'n probleem. Daar is 'n baie groot probleem. Want God roep jou om weg te stap van jou sondes af. God roep jou om heilig te word. Jy kan nie aangaan met daai sondes nie. God roep jou om weg te stap daarvan af. God sê stap weg van alle onsuiverhede af. Stap weg van oneerlikheid af. Stap weg van seks buite die huwelik af. En vuil grappe. Ons almal gaan deur daai heiligmakingsproses. Die Here sê stap weg van drankmisbruik af. Stap weg van dwelms af. Stap weg van pornografie af. Stap weg van rasisme af. Rassistiese gesprekke of grappe af. Dis onsuiwer. Stap weg van vuil gesprekke af. Julle weet mos baie keer, ek is nou nie deel van vrouens nie, ek weet nie waaroor praat vrouens nie, as julle nou by die braai is nie.
maar die mans gaan mos altyd na die braaier toe. En die vinnigste wat jy gaan agterkom as jy in die verkeerde geselskap is, dan gaan jy agterkom hulle bespreek ander vrouens. Dan weet jy, jy's in die verkeerde gesprek. Dit is onsuiwer. Die Here sê stap weg van geldgierigheid. Jou fokus is nie veronderstel om in die besigheidswêreld te wees nie. Jou fokus is nie veronderstel om heeltyd op geld te wees nie. Jy moet geld maak want jy moet vir jouself kos koop en vir jou huisgesin sorg. Maar jou hele fokus moet nie daarop wees nie. Die Here sê stap weg van onchristelike programme af. Horrors, heksery. Stap weg daarvan af. Daai programme wat so spot met Christendom. Stap weg van onchristelike musiek af. Dis alles onsuiverhede hierdie. Kyk wat sê die Here in vers 17 en 18. Daarom gaan van hulle af weg en sonder julle af, sê die Here, en moenie wat onrein is aanraak nie. Dan sal ek julle aanneem en ek sal vir julle 'n vader wees en julle sal vir my seuns en dogters wees. My vriend, hoe lank gaan jy nog aangaan met daai sonde? Hoe lank gaan jy nog aangaan so? My vriend, waarvan moet jy wegstap? Julle weet die Heilige Gees doen 'n baie fantastiese ding. Hy werk op 'n baie interessante manier. Baie interessante manier. Weet julle wat doen die Heilige Gees? Een van die baie dinge wat hy doen. Dis amper soos die jagters sal presies weet waarvan ek praat. Dis amper soos as jy jag in die aand met 'n spotlight. Wanneer jy met die spotlight so inzoom op 'n bok. Die Heilige Gees doen 'n soortgelyke ding. Die Heilige Gees skyn sy lig op die probleem. Die Heilige Gees sê vir jou spesifiek, presies, waar is die probleem vandag? Die Heilige Gees wil jou heilig maak. Die Heilige Gees wil jou skoonmaak van alle onsuiverhede. Julle weet ons het volgende naweek is Paasnaweek. Dan gaan ons praat oor die kruisiging van Jesus en die opstanding en die lyding. En ons is baie opgewonde vir daai twee boodskappe van die Vrydag en die Sondag. Julle weet, Jesus is gegeesel. Hy's geslaan 39 keer met 'n sweep. Ek het al hieroor gepreek. Wat sy rug oopgeskeur het. Vir my en jou sondes. Dink net vir 'n oomblik daaraan. 39 keer is hy geslaan. Vir ons sondes. Wat gaan jy doen met daai gedagte? Wat doen jy met daai gedagte? Gaan jy maar aanhou met jou sondes? Gaan jy maar jou ore toedruk en aangaan? Gaan jy kwaad word vir die prediker? Vir die boodskapper? Dis maar die geskiedenis van die Bybel, nê? Mense word kwaad vir die profete. Nog reg deur die geskiedenis, hulle word kwaad vir die profete. Hulle stenig die profete. Die Here vra vir jou, gaan jy my blameer? Of gaan jy reflekteer? Die Here wil hê jy moet reflekteer. Reflekteer oor jou lewe. God roep jou vandag om heilig te word. Dis iets wat elke kind van God moet doen. Ons elkeen moet deur 'n heiligsmaking proses gaan. En dis nie lekker nie. Dis nie lekker om jou sondes te bely nie. Dis nie lekker nie. Dis nie lekker om vir God te sê, Here, ek het hierdie ding. Dis nie lekker nie, maar dis deel van die heiligmaking. Dis deel van die skoonmaaksproses. Die Here sê vir jou, stap weg van daai sonde af. Word heilig. Die Gees van God wil jou heilig maak. Daar staan immers geskryf in die Bybel, wees heilig,
want ek is heilig. Kyk wat sê Hebreërs 4 vers 12 en 13. Die woord van God is lewend en kragtig. Dit is skerper as enige swaard met 2 snykante en dring deur selfs tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg. Dit beoordeel die bedoelings en gedagtes van die hart. Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie. Alles lê oop en bloot voor sy oë. En aan hom moet ons rekenskap gee. Alles lê oop en bloot voor sy oë. Is eintlik verregaande as mens dink jy kan iets wegsteek, as jy dink jy kan iets wegsteek vir die Here. Alles lê oop voor hom. Weet julle wat doen die Heilige Gees? Daar's baie karaktertrekke van die Heilige Gees, baie karaktertrekke. Maar ek het nou vir julle gesê, die Heilige Gees zoom in. Hy laat jou nie wonder waar die probleem is nie. Hy zoom in. Hy wys vir jou baie duidelik vanoggend. Waar is die probleem? En ons elkeen het dalk nie eers dieselfde probleem nie. En partykeer is dit ook dat daar's meer as een van ons wat dieselfde probleem het. Dalk is jy nie die enigste een wat daai issue het nie. Maar die Heilige Gees maak dit vir jou bekend vanoggend. Hy wys vir jou presies. Waar is daai onsuiverheid wat opgekom het? Jy ken daai prentjie van die goud, nê? Wat se onsuiverheid het vanoggend opgekom? Vandag se boodskap is, God roep jou om heilig te word. Ek wil nou my derde punt gaan stilstaan. En dis die oproep na heiligmaking. Ek lees vir ons 2 Korintiërs 7 vers 1. Geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons dan reinig van alles wat liggaam en gees verontreinig en ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewy. Julle weet, ek kan ook sê, geliefdes of die gemeente van die ACK Hibiscus Coast, hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons dan reinig van alles wat liggaam en gees verontreinig en ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewy. Dis ook vir ons vandag. Die Here praat met ons vandag. Dis 'n oproep om heilig te word, 'n oproep reguit van God af. Ek het vir julle gesê in die begin van die boodskap, die Heilige Gees is hier vanoggend. Ek waarborg julle, die Heilige Gees is hier vanoggend. Dis min wat mens, as jy hier voorkom staan, elke keer kan jy die Heilige Gees se teenwoordigheid voel, maar dis min wat hy jou so druk, dat jy weet, hy is hier, hy is hier. Ek het die boodskap begin vanoggend, oor die heiligmaking proses, of die skoonmaaksproses van goud. Ek het vir julle vertel, van die goudwerker, wat die onsuiwer goud, die onverwerkte goud, in die pot plaas. Dan maak hy vuur onder die pot. Hy steek 'n vuur aan. En na 'n lang proses, 'n tydsame proses, dan begin die onsuiverhede uitkom, opkom. Hulle begin op, amper asof hulle dryf. Hulle kom op. Hulle word los van die goud af. Die goudverwerker wil graag hê, die goud moet suiwer word. God is die goudverwerker. Ons is die goud. God werk met ons elkeen. Elke kind van God gaan deur 'n suiweringsproses. Tensy jy natuurlik rebelleer, nê. So hoekom moet ons deur 'n suiweringsproses gaan? Want God wil jou skoon maak. Soos ek nou gesê het, God wil hê jy moet 100% skoon kom van alle onsuiverhede, selfs net gewoontes, selfs verslawings, aan dalk is dit nie eers iets verkeerds nie, maar jy is verslaaf daaraan. Selfs om daai ketting te breek.
God wil jou skoon maak. God se standaard is heiligheid. Absoluut tot die hoogste graad heiligheid. En hy roep ons elkeen om ook heilig te word. Julle weet, ek het lank terug, dit is nou al lank terug, toe ek by die Bible College was. Ek kan nog onthou, en ek onthou dit tot vandag toe nog, het die lektor eendag met ons gepraat oor 'n onderwerp, oor die koms van Jesus. En hy het 'n paar vrae gevra vir die studente. En van die studente het naderhand begin skrik. Hy het vir hulle gevra, ons weet nie, wanneer is die koms van Jesus nie, ons weet nie. Die Bybel koppel nie 'n datum daar nie. Maar die Here Jesus kan oor 5 jaar kom. Hoe voel jy as Jesus oor 5 jaar kom? Hoe voel jy daaroor as Jesus oor 1 jaar kom? Hoe laat dit jou voel as Jesus oor 'n maand kom? Hoe laat dit jou voel as Jesus vanaand kom? Wat 'n gevoel kry jy? Maak daai gevoel jou bang? Of maak dit jou opgewonde? Jy is veronderstel om opgewonde te wees. Die Bybel sê, die kinders van die Here kyk op. En jy wag, jy sien uit vir die koms van Jesus. Jy is nie veronderstel om bang te wees nie. Wat staan tussen jou en God? Wat se onsuiverheid staan tussen jou en God? Is daar iets wat tussen jou en God staan? My vriend, is jy gereed vir Jesus se koms? En baie mense dink natuurlik, baie mense kan jy kan redeneer, dit kan nog lank wees. Maar jy gaan nie vir altyd lewe nie. Jy kan oor 'n week doodgaan. Dan gaan jy in elk geval die Here ontmoet oor 'n week, of jy gaan voor hom staan oor 'n week. Nou is jou saak reg met die Here. Wat se onsuiverhede het die Here vir jou gewys vanoggend? Wat se onsuiverhede het opgekom in die suiweringsproses, die heiligmakingsproses? Wat het die Here vir jou gewys vanoggend? Kom ek maak klaar. Paulus praat baie reguit met die gemeente in Korinte. Baie reguit. Hy draai nie doekies om nie. Hy maak dit baie duidelik aan hulle, dat hulle moet wegstap van hulle sonde af. Hulle moet wegstap van verkeerde mense met verkeerde dinge af. Hy roep hulle tot 'n heiligmaking. Hy sê vir hulle, word heilig, want God is heilig. Dit is 'n oproep vir elkeen van ons vanoggend. Kom ons antwoord daai roeping van die Here Jesus vanoggend. En sê, ja Here, hier is ek. U kan in elk geval al my sondes sien. Ek kan niks wegsteek nie. Hier is ek, Here. Ek is 'n sondaar. Julle weet, dit vat guts om dit te sê vir die Here. Here, hier is ek. Ek is 'n sondaar. Maak my suiwer. Maak my rein. Maak my heilig. Kom ons maak ons oë toe. Maar voor ek gaan bid, wil ek vir julle net 'n kort stilte gee. Dat as die Here vir jou iets gewys het vanoggend, maak dit reg. En daarna sal ek vir ons afsluit. Here Jesus, Here, u standaard is baie hoog, almagtige God, baie hoog, Here Jesus. U standaard is heilig, u is heilig. En daarom, Here, moet ons altyd met u praat met respek. En laat ons al die dinge van die Here doen met die hoogste respek.
Want U is groot en almagtig, Here Jesus. Here, wat ook al se onsuiverhede U vir ons elkeen gewys het vanoggend, Here. Ons is jammer, Here. Vergewe my, Here. Here, maak my gereed vir U koms. Maak my gereed, almagtige God. Ek wil graag opkyk na die hemel toe. En ek wil uitsien, ek wil opgewonde wees vir die koms van my pappa. My pappa is op pad. My Vader is op pad. En dit maak my opgewonde, Here. Help ons, Here, as ons nog, die van ons wat nog nie ons saak reg gemaak het met U nie, Here. Help ons, almagtige Vader, om dit reg te maak, Here. En wanneer ons uitgeroep het na redding, na U toe vir redding, Here Jesus, help ons met die skoonmaaksproses, met die heiligmakingsproses, Here Jesus. U is welkom, Heilige Gees. Inteendeel, Here, wil ons sê, Heilige Gees, U is welkom met die skoonmaaksproses. Soek deeglik, Here, soek deeglik, gaan deeglik deur my gedagtes, gaan deeglik deur my hart, soek noukeurig, Here. Want dalk is daar 'n sonde wat wegkruip, daar iewerste. Skyn U lig soos 'n spotlight, skyn U lig op daai sonde, Here. Laat ek in jammer sê, almagtige God, en nader beweeg na U toe, en dat ek kan skoonkom, almagtige Vader. Ons almal eer U, almagtige God, as die gemeente van Asika, Hibiscus Coast, verklaar ek, hierdie is die Here Jesus se kerk. Hierdie is die gemeente van die Here Jesus Christus. En ons wil nader en nader beweeg na U toe, almagtige God. Ek bid vir elke persoon, Here. Ek bid vir elke persoon wat ook luister na die boodskap later, Here. Ons prys U groot, heilige en almagtige naam. In die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons staan, ons sing ons lekker saam. Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Amen, 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 amen. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. As kom ons ontvang die Here se seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en aan julle genadig wees.
Die Here sal julle gebede verhoor en vir julle elkeen sy goddelike vrede gee. Amen.